geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here en is wonderlik om na die Here toe te kom, om sy woord te bestudeer saam as gemeente. En ek gaan vra dat ons net ons oop toe maak en na die Here toe gaan in gebed. Hy vir ons sal vra, sal lei in sy woord. Kom ons lei oor. Ons wonderlike Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om voor u genade troon te kom, Here, om leiding van u te ontvang, om ons te onderrig in die woord, Here. Waar ons vanoggend voor u kom, vra Heer, wil u die woord voor ons oopmaak, help ons om dit te verstaan, help ons om dit toe te pas in ons daaglikse lewens en help ons om getrou te leef om u te dien, Heer. Wil u vir ons ook insig gee, Heer, en ook lei deur u genade waarvan ons so afhanklik is. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou vanoggend gaan ek julle vinnig 'n verhaal vertel van Adrian wat 'n ervare bergstapper was. Nou Adrian het al tientalle staproetes gestap en hy is al baie berge geklim. Hy ken die omgewing, hy weet hoe om hoe die wind te ry of daar reën gaan wees, om veilige kamp op te slaan en ook hoe om 'n rivier se diepte te lees. Hy was 'n ervare bergstapper gewees en die mense het hom respekteer en hy het baie ondervinding gehad. Nou Adrian en sy seun Loan het die Hexrivier berge ingegaan en toe hulle by die eerste vir kom, sê Adrian hierdie kant. En hy het dit gedoen sonder om die kaart uit sy rugsak uit te haal. En sy seun sê, pa, is pas seker, want die kaart sê regs. Hy sê net geglimlag. Hy het die glimlag van 'n man wat baie selfvoldaan is en hy het gesê, ek ken hierdie berge seun, vertrou my. En heel wat later het hulle voor 'n kloof gestaan. En daar was geen pad verder nie. En die son het al begin sak en het al donker begin raak. Nou Adrian het sy rugsak maar afgehaal en hy het die kaart uit sy sak gehaal. En die kaart wat hy hele dag nie aangeraak het nie, het hy toe nagegaan en soos sy vingers sy roete gevolg het sy moed in sy skoene gesak. Want dit was kilometers ver van waar ons gewees het. En so het sy seun gesê, hoekom het ons die kaart nie gevolg nie? En Adrian het geen antwoord gehad nie. Hy kon sy seun nie antwoord nie. Die waarheid was eenvoudig en dit het seer gemaak. Want hy het sy eie oordeel bo die van die kaart gestel. En dit, nie omdat die kaart verkeerd was nie, maar as omdat hy gedink het, hy weet van beter. Maar gelukkig het hulle wel veilig uitgekom, maar eers nadat dit begin donker raak het, en die koue se tog uitset. Nou vriende, in vandag se teksgedeelte, gaan ons in Markus 8 kyk, hoe 'n man dieselfde fout gemaak het. Hierdie man is Petrus, wat een van Jesus se naaste disippels was, met eerste rangse ondervinding van die meester, en hoe hy sy eie oordeel bo God se woord gestel het. Die vraag wat ons vandag moet beantwoord is dieselfde en wat Adrian op daardie klipperige pad moes beantwoord. En dit is, volg jy eie kaart of volg jy God se? So ek gaan vra dat ons na Markus 8 toe blaai en ons gaan vanaf vers 27 lees. Okay, Markus 8 vers 27. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom,
is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as lofprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. In hierdie gedeelte kyk ons na 3 keuses wat ons kan maak om Christus onbeskaamd te volg. Die eerste keuse is, volg jy die regte een. Met ander woorde, jy volg dit. Nou, pragmatisme, of om pragmaties te wees, is vandag 'n redelike algemene konsep wat ons vandag se taalgebruik en filosofie voorkom. Dit kan vereenvoudig word tot om prakties te dink. Nou, 'n persoon wat pragmaties is, neem dit wat hy waarneem en hy analiseer dit en hy reageer op 'n gepaste wyse om voordeel daaruit te trek. Met ander woorde, wat werk vir my? Ons vind hierdie benadering ook in die wetenskap en wat ook natuurlik die onderbou is van vandag se samelewing. En ek het dit al, dit sal nie glo nie, in advertensies of vir poste, dit by die provinsie waar ek werk, het ek dit al gesien as hoe kan ek sê, 'n eienskap wat hulle graag sal wil sien in mense, is om pragmaties te wees. Nou, pragmatisme, alhoewel dit 'n redelike onlangse konsep, 'n moderne konsep is, wat in die 19de eeu geïntegreer is maar eintlik iets wat van die begin van die wêreld, van die skepping, deel was van die mense se denkwyse. Nou, is hierdie benadering wat Satan dan natuurlik kan vat, en hy kan dit uitbuit. En hy het dit gedoen, toe hy die vrug wat in die middel van die tuin was, toe hy dit aantreklik gemaak het om te eet. So dit is natuurlik die mense wil oordeel bo God se woord. Nou, om prakties te wees, in ons lewens moet ons natuurlik prakties wees. Ek kan nie onprakties wees nie, anders sal mens niks gedoen kry nie. Maar dit is dit, wanneer dit met God, teenoor God se woord kom, wat kry die prioriteit. Nou, so in vandag se gedeelte vind ons dat Petrus, vir hom het dit prakties sin gemaak, dat Jesus nie sou sterf van die kruis nie, dat hy nie moes ly nie. Omdat die Jode in daardie tyd die Messias gesien het as die persoon wat hulle, daardie Romeinse juk wat hulle onder was, om dit af te gooi en dat hy as koning sou regeer oor Jerusalem en oor Israel, in plaas daarvan dat Jesus eintlik moes kom om vir ons sondes te sterwe. En gevolglik het Petrus natuurlik vir Jesus berisp, toe Jesus sy lyding en sy sterwe aangekondig het, en natuurlik sy opstanding ook. Nou, baie keer lyk dinge vir ons reg, wanneer ons dinge ons waarneem, gegee die omstandighede en gebeure, ons gedagtes, dit wat ons wil doen, maar ons moet pas op,
Want ongelukkig kan dit baie misleidend wees, en dit is ook baie keer die geval dat dit misleidend is. Alhoewel Petrus oortuig was van sy siening, het Jesus hom berisp, en Jesus het gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van mense nie. Jy dink nie die dinge van God nie, maar die van mense. Nou, wat was die dinge van God wat bedink moes word? Nou, omdat ons maar mens is, maak dit nie sin dat dit uit onsself uitkom nie, maar dat dit wel ons gegee moet word. Nou, gelukkig het God vir ons die Bybel gegee. Hy het sy woord vir ons gegee. En in die Bybel lees ons in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 lees ons dat die hele skrif deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ook het God sy Heilige Gees vir ons gegee om ons te help om sy woord te verstaan en om dit toe te pas. En daarom is dit baie belangrik dat ons in gebed na God toe gaan, dat hy vir ons sal lei hierin. Nou, voordat Jesus aarde toe gekom het God reeds in sy woord aangekondig dat hy moes ly en sterf vir die volk se sondes. Ons vind dit in Genesis 3 vers 15, in die skepping, daar is om die sondeval. Ons vind dit in Psalm 22, waar Dawid het vooruitgeskryf het, toe hy geskryf het, my God, waar my verlaat. Ons vind dit in Jesaja 53, baie duidelik, dat Jesus moes ly vir die volk se sonde. In Daniël 9 vers 26 is ook vooruitgeskryf dat Jesus afgesny sou word as die Messias. En natuurlik die Israelitiese offerstelsel het alles vooruitgewys na Jesus. En sou Petrus dit geken het en verstaan het, sou sy reaksie op Jesus se aankondiging van sy sterwe, sy lyding en opstanding, sou dit heelwat anders te gewees het. Nou die vraag is natuurlik, vir wie volg jy? Net soos Petrus sy eie oortuiging gevolg het, en verteerlik opgetree, kan dit ook maklik gebeur, dat ons eie idees of oortuigings volg, wanneer ons nie die Bybel ken nie, of ons eie vooraf opgestelde idees in die plek daarvan plaas. Dis juist hieroor dat ons gesindhede teenoor die Bybel moet ondersoek. Wat is ons gesindheid teenoor die Bybel? Ek weet natuurlik van mense wat wie se oortuiging baie rondgeslinger word, deur dat hulle luister na klomp preke wat op die internet is en ook verskillende lering, in plaas daarvan om 'n gesonde leer van die Bybel te hê. So nou wanneer ons oortuiging sonder die woord van God volg, gebeur dit dat ons natuurlik vir Satan kom. Die hele wêreld loop agter Satan aan, en ons as gelowiges soms ook. En so bedroef ons dan die Heilige Gees ongelukkig. Nou Jesus beveel ons om hom te volg, en dit kom natuurlik teen 'n koste waar ons as ware onsself moet verloon, en soos ons nou in die teks gelees het. Vir beide ongelowiges en gelowiges is dit om ons eie idees wat ons het op sy te plaas, en dan eenvoudig die woord van God, die Bybel, na dit te luister en dit te doen wat dit sê. Nou, met ons redding weet ons dat ons slegs deur geloof gered word. Ons vind dit in die Bybel in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. En dat dit God is wat vir ons red. En dat dit nie ons eie beselwerke is nie. En as jy nog nie gedoen het nie, is nou die tyd om dit te doen. God is getrou om jou te red, omdat hy die sondes aan die kruis betaal het, om na hom uit te roep. En natuurlik tussen Romeine 10, ons natuurlik as jy 9 tot 15 lees, is dit belangrik om julle te bely en om te roep, sê red my. Nou as geredde kinders moet ons weet dat die Satan ons nie sal uitlos nie, want hy wil ons getuienis wat ons vir hom het aan die wêreld, wil hy vernietig.
En hy doen dit om ons na hom toe te trek, en daarom buite ons persoonlike swakheid het. Hy maak ons trots, of hy wakker ons begeertes aan, ons eie begeertes. Natuurlik is daar net wêreldse lering, dit kan geestelik wees of nie geestelik, waardeur ons meer gesteer word, die internet is vol van dit. Selfs ons stelsels, dit finansiële stelsels, onderwysstelsels, is daarop geskoei. En natuurlik kan hy sê, die Satan onsself, of sy demone, kan hy ons aanval. En natuurlik soos dat hy vir Adam en Eva mislei het, en verlei het, om hul gesindheid teenoor God te verander, probeer hy ook om dit met ons gesindheid te doen. En daarom moet ons gesindhede ondersoek, of ons onsself, dit wil sê die Satan, en of ons vir Jesus volg. Die volgende vraag van ons hiermee na. Nou, wat is jou gesindheid teenoor die Bybel? Hoe gereeld lees jy dit? En probeer jy verstaan om dit te bestudeer, of deur dit te bestudeer? Ken jy enige verse uit jou kop? Weet jy wat die temas is van die boeke in die Bybel? Wat is jou gesindheid teenoor jou leraar en die leiers van die gemeente? Volg jy hulle na soos dit hulle vir Jesus Christus volg? Wat is jou gesindheid teenoor ander lidmate van die gemeente? Gedra jouself as 'n besoeker, of doen jy moeite om ander welkom te laat voel? Kan die ander Jesus se liefde in die lewe sien? En natuurlik, wat is jou gesindheid teenoor die evangelie? Skaam jy jouself daarvoor? Of deel jy dit met mense rondom jou, buite die gemeente? Jesus het natuurlik opdrag gegee dat ons disippels van die nasies moet maak. En ons vind dit natuurlik in Matteus 28, soos almal weet. En dit is waar dit begin, is met die evangelie, waar ons disippels van die nasies maak. Nou natuurlik om Jesus te volg kom teen 'n koste, en daarom is dit belangrik om dit so te verstaan. Want ons neem nie deel in 'n gewildheidskompetisie. En dit bring ons by die tweede keuse, wat natuurlik is, verstaan wat dit behels. Ons moet die koste bereken van wat dit is om Jesus te volg. Want Jesus beveel ons om ons kruis op te neem. En dit beteken dat ons bereid moet wees om deur die wêreld verag te word. Nou, om hom te volg, plaas ons in 'n ongunstige posisie teen opsigte van teenoor die wêreld om ons, want net soos die wêreld vir Jesus gehaat het, haat dit ook vir ons ook. En ons lees dit in Johannes 15 vers 18 tot 21. Die wêreld beskou ons geloof as dogma, en wanneer ons dan vasklou, word ons die skelwoord dogmaties toegestaan. En daarom is dit maklik om ons geloof uit te leef in die wêreld om ons nie. Omdat ons geloof, wat vir ons natuurlik die lieflike geur van redding is eintlik 'n doodsreuk vir die ongelowiges. En daarom verag hulle ons. Ook beteken dit natuurlik dat ons vir hom, vir God, vir Jesus, lief moet hê, en vir mense ook. Ons moet eie begeertes op die agtergrond plaas, deur hom lief te hê, en sy gebooie te onderhou en te bewaar. Ons moet ons medegelowiges lief hê, ons moet ons vyande lief hê. En verder beteken dit ook natuurlik dat ons moet heilig moet lewe, want God is heilig, soos wat ons in 1 Petrus 1 van vers 13 tot 23 lees. Daarom moet ons sommige dinge, onsself sommige dinge ontsê. Soos byvoorbeeld, woon eerder kerklike aktiwiteite by, in plaas van enige ander aktiwiteite gedurende die tyd. Hoe is ons prioriteit wanneer ons skedule of ons dagboeke die dag natuurlik hou, prioritiseer? Wat plaas ons eers? Die Here se dinge, die gemeente, want God het ons as gemeente bymekaar gebring,
of ander dinge. Wat ons doen? Hoe beplan ons om wat beplan ons? Beplan ons om ons werk? Beplan ons om die kerk? Hoe lyk ons beplanning? Ons weerhou ons natuurlik van kinderstories, ons praat die waarheid, ons dra die vrug van die Gees, ons lewens is gekenmerk met dade wat by die evangelie pas. Nou om Jesus te volg kom teen 'n koste, maar Jesus maak dit natuurlik moontlik. Want as ons natuurlik op ons eie krag moet staan maak, dan is ons niks. Want Jesus het gesê sonder hom is ons niks nie. En Jesus het ook gesê sy juk is sag en dit is lig. Nou juk is waar twee diere aantrek. Ons trek aan die ene kant Jesus, aan die ander kant ons saam loop ons met Jesus die pad. En hy maak dit moontlik dat ons die koste kan dra. En natuurlik is daar ewigheidswaarde daarin. Wanneer ons onsself verloon, ons kruis opneem en Jesus volg. En dit bring ons by die derde keuse, en dit is volhard, totdat wanneer hy weer kom. Nou, indien ons volhard en Jesus getrou volg, wag daar ook vir ons 'n beloning. Nou, Paulus het vir ons vertel of beskryf hoe hy natuurlik hom inspann om daardie prys te betaal. So, ek vra dit aan 1 Korintiërs 9 toe. Blaai, dan lees ons vanaf vers 24. Dis 1 Korintiërs 9 vers 24. Okay. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou met alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons onverwelklike. En hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. Nou ons almal gaan eendag voor die regterstoel van God verskyn. Ongelowiges sal voor die groot wit troon verskyn en dan tot die poel van vuur vonnis kom. En dit is duidelik in Openbaring 20 vers 11 tot 15. Gelowiges wat Jesus getrou gevolg het, sal eer ontvang. En ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 14 waar Paulus sê, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, is op die fondament van Jesus Christus, sal hy loon ontvang. En natuurlik in hierdie gedeelte van 1 Korintiërs 3 word beskryf dat in ons lewens bou ons op die fondament van Jesus Christus. Bou ons met goud, silwer, hooi, stoppels, hout. En wanneer Jesus kom, gaan dit beoordeel word en sou dit stoppels of hooi sal dit verbrand word, en as dit goud is, sal dit gelouter wees, sal suiwer wees. En so as dit bly staan, sal ons 'n loon ontvang. En dit is voor die regterstoel van Christus. Gelowiges wat onvrugbaar is, sal wel gered word, maar hulle sal verlies ly. Want in vers 15 lees ons, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Nou gelowiges wat hom vir Jesus en die evangelie geskaam het, sal ook verlies ly. Want Jesus sal hom skaam vir hulle, vir God, die Vader en die engele in die hemel. En soos nou Markus 8:38 gelees het, want elkeen, nie die ongeredes nie, die geredes ook, elkeen wat ons vermy met woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader
met die heilige engele. So daar is 'n ewigheid waarna ons kyk. So dit is natuurlik moontlik dat ons deur ons eie idees kan afdwaal en die Satan volg sonder dat ons weet. En dit is veral juis wanneer ons te trots is om dit te erken en dat ons selfs as gelowiges verkeerde besluite kan neem en die Satan volg. Nou geliefdes, ons wil aan die einde van ons lewens nie spyt wees oor die keuses wat ons hier op aarde gemaak het nie. En net omdat ons eie wil gevolg het in plaas van die van Jesus Christus. Nou gaan jy soos Adrian, wat ons nou in die verhaal gelees het, selfvoldaan jou eie denke volg, natuurlik nie die kaart of in ons geval die lewenspad, die Bybel nie. Net soos Adrian en sy seun as gevolg van sy trotsheid, kan ons ook eindig waar ons nie wil nie. En dit nogal met implikasies wat tot in ewigheid is kan, wat tot in ewigheid reik. Ek som op die 3 keuses wat ons het om Jesus onbeskaamd te volg. Eerstens is, volg die regte een. En Jesus het ons sy woord gegee om te weet hoe Jesus te volg. Of is dit natuurlik ons eie denke, ons eie idees. Tweedens, verstaan wat dit behels. Bereken die koste. Derdens is volhard totdat hy weer kom. Eindig reg. Nou, indien jy nog nie Here om redding aangeroep het nie, is dit nou die tyd. En indien jy het wel gedoen het, maar nie Jesus toegewy volg nie, onthou dat die loon aan die einde van ons pad hier op die aarde groot is. En in vergelyking hiermee is die koste wat ons maak 'n druppel in die emmer. En onthou, Jesus maak dit moontlik, dis deur sy krag. Ons hoef nie op ons eie en ons moenie op onsself staat maak nie. Vertrou hom om ons te lei. Want hy gee vir ons wat ons nodig het om dit te doen. Nou kom ons gaan gebed na die Here en dan vra ons sy naam te stel. Ons wonderlike hemelse Vader, soos ons nou hier in Markus 8 lees, is dit harde woorde wat u vir Petrus mee aangespreek het, waar hy gesê het, gaan weg staan dan. Jy bedink nie die dinge van God doen, maar die dinge van mense. En Heer, selfs in my eie lewe, is dit gebeur dat ek my eie gedagtes volg, in plaas van om na u toe te kom. En dit is so maklik om misleid te word deur die duiwel. Ons kom na u toe hier as gemeente en vra dat u ons hiermee sal help om getrou te wees, om na u te volg, om ons self te verloon, om ons kruis op te neem en om vir u te volg. Help ons daarmee, help ons om dit te doen elke dag, want wanneer die wêreldse druk, die werk of die samelewing waar ons onsself bevind, wanneer dit groot raak, die druk, dan raak het moeilik, en by die Satan dit uit, en vra ek Here dat u ons dan sal help, om nog tans die regte besluite te maak, en ook die koste te bereken, om te weet, dat dit nie net 'n geringe ding is, maar 'n groot ding is, en dat dit moeite vat om dit te volg, en dan om u te volg, soos u vir ons in die woord beskryf. Help ons daarmee elke dag, en dat ons aan die einde van die dag voor u sal staan, om te hoor, mooi so, goeie getroue diensknegt, min was jy getrou, oor baie sal jy aanstaan. Heer, wat 'n wonderlike woorde sal dit wees, om dit te hoor. Ek wil dit in Jesus Christus naam. Amen. Nou, ek het 'n aanmoediging hier, so, 'n uitdaging. So laat weet my as jy 'n saamry geleentheid soek na Woensdaagse Bybelstudie. Of natuurlik, ons gaan gereeld uit om die evangelie te deel, ten deel te deel evangelisasie, of in die straat ons ook evangelisasie. As jy saam kom, laat weet my, daar is geleentheid op
waar ons die Bybel, waar ons die Here kan dien op verskeie maniere. En so ja, ek bid dat die Here julle die week sal lei